Hallo julle. Eventually is ons op die lig. So, terwille van my eie nerves, kan ons asseblief net so 2 of 3 liedjies saam sing. Die eerste een is lied 425. Lied 425 is hemelvaartslied. Kyk, die Here het opgestaan. En vers 2 sê, kyk, die Here het opgevaar. Vers 1 en vers 2, lied 425. Dan blaai ons om na lied 429 toe, die Here geer het opgevaar, die dood kon hom nie hou nie. Vers 1 en vers 2, lied 429. Vervolgens Psalm 16, ons gaan Psalm 16, Aantjie Krog, se vertaling daarvan, of se beruiming daarvan sing. Heer bewaar my dig by u vrees ek niemand nie, vers 1, 2 en 3, Psalm 16.
Ons gaan afsluit met lied 170, heilig, 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 my hart, o Heer, aanbid U, my hart is bly en roep dit uit, U is heilig, Heer, en ons sing dit 2 keer. Hartlik goeienaand julle elkeen wat die koue getrotseer het. Ek is nie seker almal het die memo gekry dat dit koud is nie. Karel julle, maar in elk geval dit is lekker om julle almal hier te sien. Ekskuus dat ons laat is. Gisteraand het hierdie goed mooi gewerk en nou ja, vanaand. Maar ek dink daarom die liewe Here het vir ons mooi geseën toe hy vir ons hierdie TV's gegee het. Ons sien hom nou baie lekkerder as wat ons gesien het, so ons is dankbaar ook daarvoor dat dit dan nou kan werk, hier so net voor Pinkster. So van Pinkster gepraat, ek herinner julle aan Pinkster, waar dan nou die thema's begin Sondagoggend, Dominee Lindy Klaasen van Darling gemeente, gaan vir ons hierdie jaar se Pinkster aanbied, Sondagoggend 9:30 en dan Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aande 7:00 en dan die volgende Sondag. Hierso is 'n skrifbaai blapsaai, daai 7 Junie moet 8 wees. Sy het dit reggemaak, maar ek het die verkeerde slide gekies, jammer. Dit is wel 8 Junie Sondag. Hierso is so 'n bietjie ook, ons gaan so 'n bietjie op 'n reis gaan. En dit beloof ook om vir ons 'n mooi Pinkster in ons gemeente te wees. Onthou, dan ek weet as jy van Maandag tot Donderdag van die werk afkom, en jy het jou werksklere aan, dan gaan ons jou vergewe, en onthou ook, jy hoef nie kos te maak, want ons het sop en brood na Maandag tot Donderdag, toe dan nou hier in die kerksaal langsaan, kan ons lekker saam ook 'n bietjie kuier, en dan is ons sommer klaar geëet as jy van die kerk af by die huis kom. Dan is ons 2 dae weg van ons Streetstore af. Ek wil alreeds baie dankie sê vir almal wat so mooi gehelp het om vir ons 'n mooi klomp klere bymekaar te maak. Vriende, ons het regtig nog vir ons kant af môre so van 5:00 af sal julle moet kom help dat ons klere moet uitsorteer. Ons gaan so van 3:00 af die saal begin regkry om al die tafels en hangplekke en goeders te kry, maar ons moet uitsorteer wat is mans en dames klere, want alles is nog in sakke. En natuurlik ook kinderklere, dat ons die goeders mooi lekker kan uitpak. Dan het ons maar nog steeds ook hande ook nodig, maar julle is welkom om vir my te vra. Ek is môre weer beskikbaar, vanaand na die tyd, ek is ook môre lekker beskikbaar, so van 1:00 se kant af, want ons het dan nou tannie Annabel Smit se troostdiens môre 11:00 hier, die ter aarde bestelling is 10:00, maar dan 11:00 hier is haar troostdiens. Ek dink daarom dis min of meer alles wat ek moes gesê het. So ons gaan die erediens begin, en ons gaan 'n bietjie die paasroep weer doen. So ons praat lekker saam met ons. So ons ken nou al dit, as ons saam praat, en ek vir julle herinner, die Here het opgestaan.
Maar die Here het ook opgevaar. Daarom vriende, is dit vir my voorreg om vir jou te sê, vrede vir julle. Genade vir julle van God wat ryk is in barmhartigheid en ons innig liefhet. Amen. Ons kan nou staan en 'n mooi lied sing, Vonklied 72, wat sê, ons kan stil wees, want ons weet die Here is hier. Ons is in sy teenwoordigheid, en ons kom nou voor hom neerbuig. Ons sing al die verse van Vonk 72 staande saam. Ek het nou so ietsie voorberei, want ek het gedacht, het gaan 'n bietjie meer, kan nie as jy wees, Stefan, is net jy. Ek wil nou nie moeilikheid maak of jou so blootstel, so ek dink daarom, jy weet seker hoekom ons vanaand in die kerk is, nee, want dit is Hemelvaartdag vandag. Dit is heeltemal reg. Die dag toe Jesus teruggegaan het hemel toe. Nou, ons gaan daai stukkie nou net gou eers lees uit die Nuwe Testament vir kinders, so Stefan Joubert en Jan van der Walt het vertaal het. Dis Handelinge 1 vers 9, 10 en 11. Julle kan maar luister daarna. Daar staan, terwyl Jesus nog so met sy vriende gesels, kom daar skielik 'n wolk. Jesus ry toe op die wolk hemel toe. Sy vriende wat daar was, kon hom nie meer sien nie. Hulle bly toe net opkyk na die hemel. En skielik staan daar 2 mans by hulle. Die mans het wit klere aangehad. En die man sê toe vir Jesus se vriende, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Ons weet, Jesus het nou net hemel toe gegaan, maar julle moet nie bekommerd wees nie. Hy gaan weer aarde toe kom, om julle te kom haal. Julle sal dan vir altyd by God in die hemel wees. So kan julle indink as 'n ou nou hier so rondom staan
en jy, Jesus is in ons midde, en skielik, nadat jy jou alles opgeoffer het vir hom, hy letterlik van die kruis af opgestaan het uit die graf uit, en hier is hy by jou, en ons is opgewonde om Jesus by ons is, en skielik begin hy opvaar. Ek dink hy moes maar lekker bang gevoel het, lekker onseker, onthou gou, daar was daai tyd nog nie goed soos helikopters, en spysgoeders, en allerhande dinge nie. En ek dink hulle was nie seker nie net bangerig en verbaas nie, ek dink hulle was seker ook hartseer. Ek het 'n baie rowwe week gehad, so Stefan, ek het nou nie daai spesiale ballonne gehad, ek weet nie wat is 'n heliumballon. Daai ballonne wat so in die toukie is en dan hang hy soos daai prentjie op die TV, né? Nee, dis nie wat jy opgeblaas het nie, hulle so, want sien 'n heliumballon, ja, daai, as jy inasem, maar praat nie so straks, nee, daar is, jy's heeltemal reg. So, tannie, laat hulle gou, kyk wat heliumballonne, as jy die toukies los, dan gaan hy so op, en dan gaan hy weg. En dan, so het Jesus ook opgevaar, dis hoekom ons daai prentjie het. En toe sy agter die wolke in. Nou die wolke is 'n belangrike simbool, want elke keer as ons wolke sien, soos nou, vandag en gister, né, al die wolke, dan herinner dit ons dat Jesus opgevaar het hemel toe. Dat Jesus nie meer sigbaar is op aarde nie, maar dat hy nou in die hemel by God is. Beteken dit nou dat Jesus ons alleen los en glad nie meer by ons is nie? Jy is reg. Jesus het gesê, hy gaan vir ons spesiaal in die hemel 'n plek voorberei. Jy weet mos nou, soos as ouma of oupa of belangrike mense kom kuier, dan maak 'n ou die bed op, en 'n ou sit 'n handdoekie daar, en 'n chocolaatjie op die kussing mos, net dat hulle vir mense wat kom kuier. En so gaan Jesus, is Jesus besig om vir ons plek voor te berei. En terwyl hy besig is sy Heilige Gees hier by ons, sê hy, sodat ons kan weet, ons is nie alleen nie. So elke keer as ons aan hemelvaart dink, dan onthou ons dat Jesus vir ons sorg, en deur sy Gees altyd by ons is, maar ook dat hy eendag sal terugkom, net soos die engele gesê het. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, dankie dat U na die hemel opgevaar het, om vir ons 'n plek daarvoor te berei. Dankie dat U ons nooit alleen los nie, maar die Heilige Gees gestuur het om by ons te wees. Help ons om altyd te onthou dat U ons liefhet en by ons is. Amen. Julle kan solank in julle Bybels kyk na Efesiërs 1 toe, ons gaan daar lees, en Stefan, wil jy gou 'n sweetie kom hier? Of wil jy na die tyd kom haal? Kom haal gou vir jou sweetie. Jy is dan nou hier sien. As hy. Om lekker en sêg daar by jou pa op sy skoot of iets. Efesiërs 1 Paulus wat hier aan die woord is, vers 15. Daar staan, daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het,
toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Hou asseblief julle Bybels oop, ons gaan nog weer daarna kyk, na die verse toe. Vriende, wanneer ons hemelvaart vier, dan beleef ons die wonder, dat die lam wat vir ons geslag is, en vir ons uit die dood opgewek is, nou die een is wat aan God se regterhand sit. Nou, julle moet nou mooi verstaan wat dit beteken dat Jezus aan God se regterhand sit. 'n Ou gaan soek dit al in die Ou Testament. In Eksodus 15 vers 6 al die eerste keer word daar van God se regterhand gepraat. Psalm 18, Jesaja 51 en Jesaja 63 onder andere ook. En elke keer as daar na die regterhand van God verwys word, God die Vader wat alles geskep het, dan gaan dit oor sy geweldige krag en mag. Julle weet mos nou, ek bedoel, meeste van ons is regshandig, nee. So, die regterhand, as jy daai bottel moet draai, dan is dit jou regterhand. Daarin wil ek nou nie sê, julle linkshandig is 'n snaaks nie, ek bedoel, ek hoef julle maar nie te sê. Maar in die ou dae, was die regterhand, het beduie, dis God se sterk hand. So verstaan julle wat dit beteken, dat Jesus opgevaar het, en aan sy regterhand sit. Beteken dis waar hy sy mag kry. Dit beteken Jesus regeer oor die ganse kosmos. Met ander woorde, nie net die aarde en die maan, maar ook die sterre en die planete. Dit beteken hy is verhef bo elke owerheid en gesag en meester. Ja, ook daar in die galaksies wat ons nie ken nie. Hy is die hoof oor alles, oor die kerk, oor ons, sy liggaam, en dis wat die teks sê. Jesus se menswording, sy sterwe, sy opwekking en sy hemelvaart is afgehandelde gebeure. Dit is feite. Dit is vir ons. En nou sit hy aan God se regterhand. En ons taak, ons Christene, ons wat Christus sinne is, ons taak is om in hierdie werklikheid, die werklikheid van hierdie magtige God, dat ons daarin groei, dat ons eie maak, dat ons leer dat ons na die wêreld sal kyk vanuit God se mag, en nie vanuit ons eie oortuigings nie. Ons aandag word so maklik afgetrek. Ons is so geneig om met ander brille op te sit as die brille wat God vir ons gegee het as ons na die wêreld kyk. En dan sien ons net ellende en mislukkings raak en ons ons sukkel om te interpreteer wat God gedoen het. Nou, kom ek verduidelik dit vir julle so. Lianri, ons dogter het ons nou al eers 'n hele end gevorder op skool, so ek dink sy was hier by graad 3, 2 of 3 rond, toe ons eers eintlik ontdek het, dat sy, haar oë swak is. En toe begin die proses, en toe Andra en ek, en haar onderwysers nou dit agterkom, toe weet ons nou, soos na die oogarts toe, en toe kry sy haar eerste bril, en julle, ek sal dit nooit vergeet nie, ons kom by die huis, en ons stap af na die sentrum toe. Dit is nou Alberton City, dit is nou nie heeltemal so groot soos taai, jy weet, vroue hemel hier in Tygervallei nie. Maar dit is amper so iets. Nou stap ons af, het is net so blok en 'n half van ons af, amper soos wat Tosius van ons huis af is.
En toe sy by die hek uitstap, toe sê sy, o, is dit hoe die plek lyk? En ek kon dit nooit verstaan nie. En kort, in die tuin, toe ons in die tuin kom, toe sê sy, o, is dit hoe die blaartjies lyk? Sy het hierdie ongelooflike ontdekking gehad, ek sal dit nooit vergeet nie, hoe sy nie ontdek goed wat ek gedink het, jy weet mos hoe dit lyk. Dit het natuurlik ook 'n pa baie skuldig laat voel dat hy dit nie vroeër ontdek het nie, maar toe sy die bril op het, toe kon sy die goed sien soos wat dit werklik is, vir die eerste keer. Met hemelvaart is dit belangrik dat ons herinner word om weer met God se bril, met God se oë na die werklikheid rondom ons te kyk. Ons sien hier Paulus doen 'n gebed. En Paulus se gebed vir die gelowiges is dat hulle met verhelderde oë sal kyk om die werklikheid te sien soos God wil hê ons dit moet sien. Wanneer Jesus uit die dood uit opgestaan het en na die hemel opvaar, gee hy 'n menigte dinge van onskatbare waarde vir die kerk, maar ons sukkel om die goed raak te sien. En die gevolg is dat ons moedeloos raak, sommer gou-gou langs die pad. En dat ons dan sommer gou-gou na verkeerde goed begin strewe. Die wêreld is inderdaad stikkend. Maar ons moet leer om te sien en te leer dat ons vanuit God se oë daarna moet kyk. Daarom is Paulus in ons teks, waar hy onder andere Jesus se hemelvaart beskryf, besig om vir die Efesiërs en vir ons te bid. En dan bid hy vir ons vir nuwe oë. Oë wat dit wat God gee raak sien. Nie die ander goed nie. Paulus begin hierdie brief daar in vers 1 met 'n gesprek met die gemeente. En hy begin eers vir God loof vir sy genade. Gaan lees maar die eerste 14 verse. En dan gaan dit oor in 'n gebed en dan bid hy dat die gemeente van Efese God werklik sal kan ken en sy krag kan ondervind. Dit is wat hierdie gedeelte is wat ons gelees het. So ek sê weer, Paulus bid dat hierdie gemeente en ons, ek en jy, met nuwe oë sal kyk, sal kyk wat God ons gegee het. En hy lig so 3 dinge uit wat ons moet raak sien. In vers 18 sê hy, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat 'n hoop sy roeping inhou. Vriende, as ek en jy weet dat dit God is wat ons geroep het, dat ek doen wat ek doen omdat dit hy is wat wil hê ek dit moet doen, dan het ek hoop. Maar hy stop nie net daar nie, hy sê ook dan verder, maar ook wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. As ek en jy net 'n oombliekie 'n bietjie wil kyk, ek is die afgelope tyd word ek nou redelik 'n bietjie gekonfronteer met ons verganklikheid. En nou sê professor Daniel Lou so mooi, die een ding waarvan ons doodseker kan wees is die dood. Maar verstaan ons dat hierdie God wat hierdie kruis oorwin het en opgevaar het en nou daar aan die regterhand van die Vader sit, daai dood oorwin het. Dit beteken vir sy kinders, vir die wat Christus sinne is, het hy die dood doodgemaak. En kan ek en jy uitsien na 'n ewige weersien van mekaar en ook ons geloofshelde.
dan is die goedjies wat nou hier gebeur in ons kort stukkie lewe, eintlik aan die een kant niks seggend. Maar dit is net so aan die een kant, want dit het ook nie waarheid nie, want jou en my liefde en ons opofferings kan die verskil maak vir 'n ander persoon, of hy of sy ook na die ewigheid gaan, al dan nie. Maar dan hier so aan die einde van vers 19, dan bid hy verder, hy sê, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Vriende, God se grootheid onderskat ons. En daar is baie plekke wat Paulus en die liewe Here deur Paulus vir ons wil sê, dat daardie krag wat die dood oorwin het, dat God dit in jou en my instort, sodat ons die aanslag wat ons kry kan leef. En wanneer ons hierdie 3 dinge begin raak sien, dan is die resultaat dat ons gaan verstaan wie Jesus is. Dan is die resultaat van God se handeling dat ons vir God Jesus Christus bo elke mag vandag en in die toekoms sal stel. Daarom sê in vers 22, onthou, alles is aan Jesus onderwerp, ek en jy en enige mag. Jesus is ook, sê vers 22, die hoof van alle dinge, ook van die gemeente. Maar deur Jesus is alles in almal in die gemeente en in die heelal ook vervul. Vriende, dit is 'n mondvol. Maar saam met Paulus kan ons ook bid vir die vermoë om te leef vanuit hierdie werklikheid van God. Dat ons vanuit hierdie krag van Jesus van Nasaret, die Seun van God, daaruit kan leef. Ek wil begin klaarmaak. En dit saamvat deur te sê, daar is 4 dinge wat nodig is vir ons geestelike groei. Die eerste ene sê die slim mense is 'n dieper wordende kennis van God. Dat ons ingestel sal wees om te sien hoe groot hy is. Dat ons sal oplet wat hy alles in ons lewe doen. Klein dingetjies, groot dingetjies. Ja, ook in ons familie en in ander mense se lewe. Ons moet groei in ons vermoë om aan God lof te bring, hom te loof en hom te aanbid. As ek net elke dag wil begin, vriende, kom ek sê dit eerlik vir julle, uit my persoonlike lewe, ek wens net so dat die sonde minder hou vas op my lewe kan kry, dat ek net elke dag kan begin soos my wekker lui, loof die Here al wat lewe. Maar nou kry ek allerhande ander wekkers ook, en dan speel daai enetjie nie, maar die dae wat ek met loof die Here al wat lewe opstaan, as ek terugkyk, dis net 'n beter dag. Want as ek aan God lof bring, van die begin af, dan gee dit 'n konteks aan die ander goedjies, wat wil krap en karring aan 'n ou. In die tweede plek, het ons nodig om geestelik te groei in 'n dieper wordende begrip van die hoop van ons roeping as gelowiges. Dit wat Paulus vir ons bid. As ek en jy 'n bietjie kyk na daai geestelike merkers in ons lewe, daai dinge wat ons so van tyd tot tyd besef het, miskien hou van julle dagboek, miskien het daar 'n klip, miskien is daar, jy weet, daai wat die ouens so inkleer en boodskapies skryf, miskien is dit 'n boekmerkie, miskien is dit 'n herinnering, daai kers wat jy gekry het toe jy belydenis afgelê het. Ek weet nie wat dit alles is, daar's 'n klomp sulke merkers uit ons verlede uit wat ons moet vier. Daai kere wat
ons kinders gebring het om gedoop te word, daai dag wat ek en my lewensmaat ons lewe hier gebind het, daai dag wat ons hier voorkom staan het en vir die Here gesê het, ek sal werk vir hom, nie net my belydenis nie, maar juis ook dalk toe ek as kerkraadslid bevestig is, wat dit ook al is, ons moet dit vier, vriende. Ons moet dit nie vergeet nie, want in die viering daarvan en gereelde viering daarvan, plaas dit ons weer eens in konteks, dat ek besig is om te doen wat God wil hê ek moet doen. Daarom is die derde ding 'n dieper wordende waardering van die rykdom van ons erfenis. Vriende, met die doop het ons het gekry. Wat het ons gekry? Dat die Here alles vir ons sal gee wat ons nodig het om ewig saam met hom te wees. Ons kan mekaar maar opgewonde maak oor wat vir ons wag. Saam met die openbaringsskrywer Johannes sê, Maranatha, kom net Here Jesus. En dat ons nie net dit sal sê in die oomblikke wanneer dit met my swaar gaan nie, maar dat ons soms op goeie dae ook sal sê, omdat ons weet dat selfs op ons goeie dae weet ons dit gaan nog beter raak wanneer hy terugkom en weer kom. En wanneer ons so leef, bring dit ons by die vierde ding. Wanneer ek my roeping begin leef en my kennis van God begin verbreed, wanneer ek vir hom begin waardeer, dan groei daar 'n dieper wordende vertroue op die krag van God wat in ons werk. Vriende, as ons dingetjies doen en meer doen. Ek kan onthou toe ek die eerste keer vir Andra hulle begin sê, liefie, ons moet dalk, dink jy nie dalk hierdie street store ding is te groot vir ons om aan te pak nie. Ek weet daar is 'n klomp ander wat gaan kom. Ek daag julle uit om môre aan te kom kyk, hoe lyk die verhoog al vol goed, waarin ons 'n groot aandeel het. Ja, saam met ander ouens. Die Here kan ongelooflik baie goeders met ons doen. Weet julle wat is die mooi daarvan? Dat die klomp van daai sakke nie net uit ons uitkom nie, dit kom uit van ons gemeentelede se vriende uit. Dit kom hier uit Boston uit, ouens wat gesê het, ons het gehoor julle het iets te doen. Kan ons maar klere bring? Ons wil ook help. Mense wat bel om te sê, nou maar, wat kan ons kom doen? Ons wil kom help Saterdag. Wow! Nie omdat hulle lidmate van Bel wil wees is, maar omdat hulle Christus wil dien. Omdat hulle wil hoop bring vir mense wat nie hoop het nie. Om regtig mee af te sluit, vriende, ek weet, ek meen, die Zondo-verslae het vir ons gewys hoeveel korrupsie daar is. Die COVID-19 se naderdraai, die oorlog in Oekraïne en in Palestina, die regering se ongelooflike korrupsie, die mislukte begrotings, dat ons nie eens begrotings kan kry, die bekgeveg met Amerika, noem maar op, is alles goed is wat ons te neergedruk maak. Ons moet vergeet van die goed. Ons moet ophou om die hele tyd daaroor te praat, en ons moet begin praat oor Christus wat opgestaan het, en aan die regterhand van God staan. Want wie is dan nou in beheer? Donald Trump of God? En ons ken die antwoord. Hoekom praat ons dan meer oor die een wat nie in beheer is, as wat ons praat oor die een wat in beheer is? Hemelvaart leer ons volgens hemelse musiek en hemelse ritmes leef. Want die uitsig op God se werk in Jesus Christus, vriende, dit skep rustigheid in ons siele. Aangesien ons met hemelvaart bely, God is in beheer van alle magte en kragte, het ek en jy nodig dat ons dink oor hoe ons lewe. Wat doen ek en jy en wat doen ons kerk om te wys dat God in beheer is en nie mense nie? Kom ons maak ons oë oop en dan sien ons vir God raak. Kom ons hou op om ons eie krag te probeer leef en werk. Kom ons leef en werk in 'n afhanklikheid van God. Jesus wat vir ons leer, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle is.
sodat sy krag die verskil kan maak. Here, ek verstaan nie in my eie lewe en in die mense vir wie ek lief is en die mense vir wie ek ook minder lief is, hoekom dit so waar van ons is dat ons al ewig ons eie krag vir mense wil wys nie. Here, as ons net verstaan waaroor hemelvaart gaan en wat dit vir ons weer wys, dan wil ons net weer vir U sê, dankie dat U, o groote God, ten spyte van alles wat ons dink en doen, nog steeds vir ons lief is, nog steeds vir ons omgee, en nog steeds vir ons gebruik. Help ons om dit tog te bly raak sien en nie die ander goed nie. Help ons om te weet, Here, U wat was en is en wat weer kom. U die almagtige, alomteenwoordige, alwetende God. Ons God, wat vir ons lief is. U is en bly in beheer. Mag ons vanuit hierdie werklikheid leef. Mag ons hierdie bril op hê elke dag. En help ons dat ons mekaar sal herinner en dat ons hierdie bril opsit. Waar ons ook al mag gaan, wat ons ook al mag doen. Help ons om openlik te getuig van die liefde en wat U in ons lewens al gedoen het en nog steeds doen. Ons is vir U baie, baie lief. Mag wat ons sê en doen dit meer en meer wys, asseblief. Amen. Vriende, daar is hierdie mooi vlamlied wat sê, in die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Ons gaan die eerste 3 versies sing. Van hom en ons staan, dan bly ons staan vir die seën, en dan na die seën gaan ons wegsendingslied sing, lied 361, net een keer, en dan is julle vry om vry te gaan lewe as julle hier uitstap, tot ons mekaar weer oor die naweek en Sondag TV sien. Song
Dis die Here wat sy hand op jou skouer sit en vir jou herinner. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal getuies van die Here wees tot in die uithoeke van die wêreld. Amen.